Hier by die Nyl is dit lekker warm. Kijk hier zo. Wat lyk hierdie storie? Ek het gisterand ons goed hiernatoe gebring by die swem waar ons vandag hengel. En alles is gevries. Opgevries. Lekker dag vandag. Brilliant, kyk hoe mooi is hierdie. Yes, dit lyk mooi op die kamera. Môre julle, nou ja, ons is by die Nyl. Ons hengel Promania. En dis lekker koud. Ijskoud. Sjoe. Nou ja, gister was 'n baie moeilike dag. Koud, wind, gewaai, alles was regtig moeilik. En Annikie het baie goed gedoen. Sy het die dames en juniors afdeling gewen. Ek kon nie kompeteer met die ouens daar op die linkerkant nie. Ek kon dit net nie reg kry nie. Nou ja, hier gaan ons. Jupiter gaan nou blaas. Ek is nog nie reg nie. Annetjie is gereed om te gooi. Yes, alles is gevries. Met pitte flouties. Nou, ek gaan vandag begin. Ek hengel maar so 'n halwe. En om my feederstokke vir die sensitiwiteit. En ek gaan begin hier so op 'n 75 en 'n 60. Net om aan die gang te kom te kyk wat gebeur. Sê. Ek ken al die enhancer voerdag gaan hy. Gooi Annetjie. Kom die cap af. Stadig vandag. Kan jy sien waar jy gooi nie niks. Ja. En nou kom myne se kip ook af. Dis omdat dit so koud is. Kan nou nie eintlik sien waar jy gooi nie, né? Jessie, ek al hierdie pitte uit hierdie bottel uit, hulle is hard gevries. Kry hulle nie gehaak nie, hy so klippe. Kan ook nie sien waarin ek gooi aan die kant nie. Sal ook wys wees om net 'n ou merkie te maak hier. Hierdie storie wegtrek. Weet ek nie waar ek gegooi het nie. Ek hou daarvan om my stokke se punte maar so 'n bietjie laag te sit. Sodat ek kan sien as hy byt. Net vir my bite indication. Ek kan sien daar buite is. OK. Al ons is aan die gang.
So minute wat gee as hy buite nie vinnig is nie. Hou 'n paar bolletjies gooi. Byt gehad of ril jy net? O. Ja, ek gaan maar begin met 'n paar voerbolletjies. Okay, glad nie vinnig genoeg nie, so. Hy lê nou al 3 minute sonder 'n byt. Ag, nou het ek die deegies vergeet. Okay, nou gaan ek gou so 3 cages of 3 cages nie, 3 feeders met voer gooi. Lyk maar net so, gewone feeder. Dit's maar werk maar soos 'n spring. Ja, mooi op jou rug. Wat is jou merk daar aan die kant? Okay, ek gaan op daai swem gaan. Okay, ek wil baie akkuraat hengel vandag. So ek sit hom daar neer as hy tot onder gaan. En hierdie is 'n 60 meter. Hoekom nie? Nuwe reëls. Hi. Hey, wat maak jy nou daar, Martin? Kan jy nie net so 'n bietjie wag nie asseblief? Hengel jy teen my? Of hengel jy in die ander sone? Waar sit ons? Hoeveel juniors en dames is daar na eerste sone? Mooi, Martin. Sy is aan jou linkerkant. Sy is in die ander sone, sy is in A. Ja, ek weet, ek moes ook gister van daar af kompeteer met daai ouens op die linkerkant. Nie so maklik nie. Daar is Annetjie aan met 'n vis. Kyk daar, wat maak sy? Nee, af. Yes, jy sit al lekker in die son, ek is nog hier in die koue. As, hy selfe ene, net weer gegooi. Wat 'n afstand is hy? Ja, 75. Seker maak my merkies reg. Die kookiepen kry so koud, hy wil nie eers ink gooi nie. Die ink is gevries. Kan nie glo, Bosveld kort so koud. Kyk, terwyl sy daai doen. Gaan ek net die ander ene van my ook 'n bolletjie op wat gooi. Op die dieper lyn. Hy is 'n mooi vis, hè? Kon jy al sien wat dit is?
Dankie Martin. Ek waardeer jou. Martin se bol kom af, hy val hier voor ons. Die hele wêreld vol. Sprei hom sommer so. Karp. Mooi. Skoonpit. En ek het gister nog ons goed gedoen met 'n skoonpitjie. Oh, mooi karp. Wil ek ook weet. Mooi met skarabol. En nu ook nog 6 minuten. Nou te moeten hangen. Iets anders doen. Gaan verander na 'n fluitie. Yes, maar die fluitie so hard gevries. Ja, die wind waai nie. Gisteroggend was hy onplesierig. Die wind het lelik gewaai. Maar hy is stadig. Yes, hardloop hom in hierdie hake. Ek weet net, hy is tik op die hak. Die vingers is so koud, ek kan nie die lyn teruggeknip in die hake nie. Jy het al 'n sonnetjie op jou rug. Kyk ons, ons het son. Ek het nog niks. Ek het net koue. Nou hierso het ek nou op die 75. Want ek nou net 'n bytjie gehengel, 'n skoonpit. En daar is die byt ook. Dit is 'n kurperbyt. Op is aan. Ek speel normaalweg die vis net op die backwind tot hy by die kant
Ek voel is 'n groterige vis. Maak ek hom net so 'n bietjie los. Ek het 'n quick drag so. Net help. Net as hy sy kop so stamp. Karpie. Sien, en hy lang net gehad het aan die linkerkant. Het ek hom nou al geskep. En het ek hom oor my skouer bring. Met die kort netjie. Lyk my daai ene wat gebyt het. Is ook nou daarmee heen. Net eers weer gooi. Seker maak hierdie ene gaan in. Maak maar 'n groterige bol. Dubbel laag. En ek wil hê met soveel as moontlik voer in gaan op die oomblik. Maak hom lekker groot en ek sit die aas binne in. Die aas is binne daai. Dink waarskynlik is het veiliger om die hak uit te hak. Dit mos die merk op die lyn. OK, kom ons kyk. Ja, sê, hy het sy loophaai getrof van Annetjie. Op, uithak. amper vang hy jou. Hy was amper. Tak. As jy nie koel te bly my hande koud. Ek dink dit sal nou al beter word. OK, ja, sy so. Annetjie met nog 'n vis. Sal ons sien sy daai ander stok net uit die pad het gekry, sodat sy kan skep. Sy Annie ook ingehaak? Ja. Is hy daarom so dat as hy loop, dat hy nie gaan hy stok van die afruk nie. Oh, mooi karpie. So. As ons feederengel. Dan gebruik ons die Braveheart en Gladiator feederpops van Legacy. Baie lekker werk. Maar dan sit jy hom op 'n spike of 'n heer of wat ook al nou, met die oeverengel mag ons nie met 'n heerengel nie. Maar hierdie ouetjies is sag genoeg. Oeps, hier's 'n byt. So hou sy ook daai dop. Net net heeltemal teruggegooi. OK, hy is 'n karper. Kyk van nie. Hallo pyn. Hardloop ons sommer self uit. Lekker chaos. Ek sê my pak sla hoor. En my pak sla, 'n paar derde vis. Wat jy kom hierdie karper op die water aan. Ja, hierdie storie was.
Ja, hy is mooi kirpers hoor. Het gister baie mooi kirpers gevang. Kykie so, lyk hy. Ek wil hom nou nie. Kans vat. Kyk wat sy doen. Hou haar mooi dop. Hou haar mooi dop. Nou wat dit nou ook doen, sy hengel nou oorhengel reels van die boks af. En hierso waar mens nou so moeilik is moeilik om te loop is. Regtig 'n moeilike, ons diep in die water en is hierso by die, kan sê afgrond, reg voor ons is dit 2 meter diep, so is bietjie gevaarlik. En vir iemand met sy rug gebreek is, penne in die rug en 'n kunstknie, penne in die arm en goed wat moeilik is, gesondheidsuitdagings. Is hierdie nogal 'n goeie alternatief, want jy kan oorhengel reels hengel en net sit en hengel sodat jy kan nou nie so ver gooi nie, kan nou nie waar die ouens vastrap en na binne hengel. Maar jy kan redelik kompeterend wees. So sy kan nou, daar waar sy is, redelik gemaklik en veilig hengel, sonder om te glip en te gly. Sulke tipe goed. En sy is besig om my gat te skop. Sy derde karp. Check ons. Oh, jy het my lyn. Nee, no problem. Ek het, dis die ene wat ek besig was om wat ek verloor het. So ek het hom net neergesit toe die ander stok byt. Die byt hy weer. Nou het ek nog 'n kirper hier wat ek nou net gegooi het. Mooi karp hoor. Ja, ek sien sy het 'n langer skep net daar. En dit is baie moeilik. Oorhengel kan jy ouens vir mekaar skep en help uit en so, maar hierso is 'n soort van op jou eie aangewese, is bietjie moeiliker. Is 'n mooi kirper. Julle kan hom nog nie sien nie, maar glo my maar, is 'n mooi kirper. Ons sien met die inweeg. So, hierso hengel ek 'n bytjie. En wat ek ook sommer doen, dit frustreer my, as hy hoek so vashak. Wat sê? Ja, nee, dit is so, dis wat hier voor gebeur. Wag, jy gaan jou stok breek, ek sê nou kom. Of vat jou lyn, kyk of jy jou lyn kan kry. Jy gaan hom nou moet breek, heel klein. So kom by jou, gee lyn en dan, ja, kry jou lyn by jou hand. Het jy nie jou skep net gevang nie? Ek trek sommer die engele nommer 2 veer na Noukie. En ek trek sy baal plat. Makliker om die hoek uit die vissebek uit te kry. Die hoek in jou aand kry en die net kry, alles. Soveel makliker. Kyk, nou sy skoonbol country pytjie. Kyk, nou
sê wat ek julle wou wys. Met die oeverhengel mag ons nou nie iets op 'n heer sit nie. Wel dit nou maar 'n klein aasie is. So hierdie feederpops van Legacy is baie sag. So as jy nou groter hoek gebruik, dan haak jy hom sommer op die hoek, soos op 'n nommer 3. Maar op die nommer 2 sny ek hom in die helfte deur, lyk hy so. Is lekker sag. Daar is die byt. Die loop die katrol. Okay. Is nou daar. Haak ek hom so. Yes, nou is my hande so. Kom ek vang my eers vas. Die swart merk. Maak ek hom weer in. Kry ook die 2 stokke in. Hier is 'n karp. Sien as hy kolletjie net aan die gang kom. Dit is so belangrik om op die kol te hengel. Op die merk aan die oorkant, presies op die kol. Ek sien Annetjie se stok ook, julle gaan ook nou sien waar hy val. Sien hy is elke keer akkuraat. Jy het nog heel wat spasie hier na my kant toe as jy wil. Ja, dankie. Ek sien waar gooi ek. Sien hy derde swem waar hy sien hy rooi. Dis waar ek hengel met my linkerkant te stap. So jy kan maar op die volgende swem hengel. Ja. Nee, is baie spasie. Okay, nou. So, wat hierdie ding nou? Aan daai grasse toe. Maak my ratchet net, remstelsel net los. Speel hom die hele tyd op die backwind. Hoekom? Want as jy die te veel op die ratchet is, dan wen jou lyn op. Okay, nou. Nou kan ek reg onder die stok se punt. En dan kom basies skep, want ek het 'n behoorlike net. Een beter karpie. En nou is dit so maklik. Ek moes nou daai hoekie so baie plat gedruk. Kom hy so maklik uit. Moes 'n bietjie van 'n obstacle course so. Okay, kom ons maak nou hierdie storie klaar wat ek julle wou wys. My hande word net nie warm nie. Okay, so ek vat hierdie ouetjie wat ek nou gesny het. Sien as jy aan die binnekant is hy. En dan sien hoe hulle hom is hy gemaak en is hy gegeur. Die geur is amper tot binne. Of die geur in die klere, hy
Hierdie is 'n brave heart. Wat beteken is kom net om so 'n bietjie skim. Sodat as ek kom draai, kyk as. Wat's dit? Iron Man, daar gaat Iron Man, begin hy. As hy, kyk hoe lyk hy. Annetjie kyk nou Durban Iron Man, waar ek moes gewees het, sou gewees het. Weens 'n kniebesering het ek hom nou hierdie jaar misgeloop. En Comrades. Kyk, daar's hy. Dis die storie. Okay, so hierdie ene. Country bytjie. Nou moet ek bietjie kleiner maak. Twee laagies van die grove enetjie, een laagie van die ander, nog 'n bietjie meer voer op die plek. Maar graag hier dan moet genoeg voer wees. Plek waar ek hengel. Lekker skief is hierdie storie. Gebruik enhancer, TrueFeed se enhancer, dit net maar lekker meng met warm water, sodat die olies bietjie uitkom. En dan gebruik ek TrueFeed se pellets, mengsel van hulle 2x Hi-Pro pellet, of hulle is eintlik maar 'n vismeel pellet, en die high protein corn pellet of die mais pellet. Dis nie 'n vismeel nie, dis 'n plant gebaseerde proteïene, maar so hoë proteïene. Meng die twee net. Sit dit in water vir 'n rukkie, 90 sekondes. Maak dit net nat en dan klou dit lekker. En ons het iets lekker om te eet. Jy kan dit in 'n bol inbrei, jy kan enigiets met dit doen. En hulle het graag by Bloemhof ook, vir al die maispellet. Kyk, daar is ons gereed vir die volgende vis. As, is dit 'n byt. Kyk hy byt van Annetjie, ek weet nie of jy dit kan sien nie. Kurper, typiese kurperbyt, wat so tap, tap, tap. Annetjie het gister mooi vis gevang. En 3 kurpers gehad van oor die 3 kilo elk. Grootste was 3,7 kg. Dik kurpers van hierdie nylos. So met die kurpers moet jy maar redelik hard slaan. As my nou, wat sê die byt.
typiese kurperbyt. Kan ook sien hoe hy beklei. Ruk. Met sy kop. Nou ja. Nadat ek hierdie ene gevang het, gaan ek die kamera so rukkie afsit. En ons weer later terugkom. Julle kom vertel wat gebeur. Enige veranderinge is en dan is ons weeg sodat julle saam met die weeg hê. Ons weeg hengel 2 sessies. Hengel van 7 uur tot 11 uur en dan weeg ons net. Dis nail reels, jy mag hierdie vir so lank in die net hê nie. Die karpe. Mooi karperaai van Annetjie. Af. Ja, hierdie karpers is makse. Mooi ene. Ons kan 20 karpers vir die dag, hè. Laas naweek met die Limpopo se liga mag ons net, of kon ons 20 karpers per sessie hou. En as jy, hier, is 'n blou karper, kyk hierso. Hierdie is nie 'n nylon nie, is 'n bloue. Ek wil like hy bek. Kyk. Pragtige mooi blou karper, kyk hierso. Nie so swaar nie, maar die nylkarpers, die nylons is baie swaarder. Maar my bloue is baie mooi. Oké, nou sê. Gaan weer gooi. Ek het julle daai storie vertel van die aas. Die voer. Oeps, sorry. Voer. Ek het pitte, Gumtree pitte, Gumtree floaties, Braveheart feeder pops en dan hengel ek 'n bloekom, 'n wit bloekom floatie. En dis dit. Ek het nog nie eens 'n dip van 'n dag uitgegooi nie. Dis my ou kleintjies wat ek mag voorberei het. Ons my nommer 2 Fernands. So dat ek nou meeste hengel. Ek het ook nommer 3's gedoen as daai karpers, groot karpers kom. En jy sukkel om hulle met die kleiner hoekies te vang. En dan nommer 1 hoek. Okay, that's it. Sien julle 'n bietjie later. Nou ja. As hy lyk jou wat beter as vanoggend. Ons het nie te sleg gehengel nie. 'n Paar mooi vis gekry. Nou gaan ons net gou die voer net weer regmaak. Ek het dit gesplit vanoggend in 2. Seker te maak ons het genoeg vir elke sessie. Gaan ek dit net gou regkry. En 'n ander veranderingkie wat ek gaan maak, ek gaan nou net pitte by hierdie sit, want ek het die hele tyd het ek pitte by dit gesit, dit maak nogal 'n verskil. Jy okay daarmee? So dan is daar nou die hele tyd pitte. Nou ek het ook gesê, jy wat vis gevang op 'n skoon pit. So ek is heeltemal happy om pitte in te sit die hele tyd. Dit bring wel 'n bietjie karpers, maar ons karpers is nie vol nie. Ek is op 13 karpers. En hoeveel is jy? 4 karpers, so ons kan nog baie karpers vang. Ek kan nog 7 vang. Op hierdie manier, met die cap, is na die hele tyd 'n paar bytjies in die boonste gedeelte. Hierso kan ek so 'n bietjie water by sit. Dat hy net lekker klou.
En jy moet hom in die bolletjie kan maak. Sê. Kyk of so. So maak. Sien, hy kan hom 'n bol maak en hy kan aan die aankom. En hierdie ook, hy maak 'n lekker kap. Ek hoop julle het nou gesien, want ek was op die regte plek. So nou is daar aan elke keer as jy aansit, dan is daar so 4 of 5 putte. Nou hulle gaan nou kom weeg, gaan ons vir hulle wys. So 'n bietjie oorgebly van die eerste sessie af. So kom, so 'n bietjie in die emmer oor is. Dit mooi gesplit vir oggend. Kyk, daar is hy. So dit lyk vir die middagse sessie. En daar is die koffietjie vir die tussenin. En Annetjie gaan nou vir ons iets gee om te eet. Wat eet ons? Gisterand se braaivleis. Joe, daai is lekker. Hy is daar onder. Ek gaan dit vir julle wys. Daar is hy. Julle moet hierdie storie sien. Dit was Andrei van Seil se verjaarsdag, so ons het saam met hom gebraai. Kyk hierdie kosblik. Kyk hierdie kosblik. Lekker steaks, wat hy daar by Paryse en of 'n slaghuis daar kry. Heerlike, hierdie slaai het Annetjie self persoonlik gaan koop by Woolies. Heerlike groente en beetslaai en 'n lekker worsie. Dis wat ons eet. Kyk daar. En 'n lekker koppie koffie. Kyk, hulle is nog besig met die weeg daar. Vandag is ons in B-sone. Ons kompeteer teen hierdie ouens aan hierdie kant en Martin aan die linkerkant, dink ek. So. Ek weet net nie hoeveel juniors is daar aan daai kant nie. Anders mag ons dalk met 21 se regterkant ook kompeteer. OK. Oomblik as die inweeg span hier is, gaan ek weer die kamera aansit en ek vir julle wys. So, ons is hier. OK, jy kyk Four Anglers Uncut. Hier bring ons vir jou alles net soos wat dit gebeur. Die goed wat nie werk nie, haal ons nie uit nie. Die boeboes en die blapse en die goed wat verkeerd gaan, vat ons nie weg nie. Ons wys nie net die groot vis nie, ons wys al die vis. En ek gaan julle vanmiddag met die middagsessie ook saamvat. Ons het nog so rukkie se recording tyd op die kamera. En kom ons wag vir die beamptes. Ons gaan kyk wat ons, kom ons net gou vinnig gereël. Kurpers, alhoewel ons 2 keer weeg in die Limpopo se liga is dit gewoonlik 20 eerste sessie, 20 tweede sessie, maar hier by die Promenia het Martin besluit 20 kurpers vir die hele dag. Maar is ook maar goed, dink ek. Ons het hulle nou nie geteken nie en ek het 13 en Annetjie het 4 of 5 kurpers gevang. So ons het nog kapasiteit vir die middag om nog so 'n paar by te vang. Okay, ons gaan nie die kurpers nou al weeg nie, ons gaan hulle eers die 20 vol maak. Seker maak ons al ruil hulle uit, kleintjies terug, grootes in. En dan weeg ons 20 grootstes. Karpe, dink ek het so 10 karpe al wat. So kom ons kyk hoe lyk dit by die skaal. Okay, so. Dan gaan ons gou weeg. Ek gaan net my karpe weeg. Ja. Sal nou is ons release, sal ons reg hou tel. Okay, so 8 visse. Wel, ons sal nou skryf as ons. 10, 15, 7, 8 jaar. 8 karpe plus 2 wat ons reeds geweeg het, wat 5. 15, 40. Ja, 15.
Gooi hulle sommer so. Jy gaan hulle net gou net doodseker maak, né? Hey. Ek het tog nog een. As ons bure net hulle vis geweeg het, dan was ek betyds. Dis waarvoor ek bang is, daai is betyds. Ek het elke keer dat hulle vir my gewag gejaag. Annetjie, kan ek aangaan hierso? Gooi hom, gooi hom. Agt visse. 17. Daar's nie visse nie, net sakke. 17. 51. Ok wel, dis dit. En ons vat julle saam op die swem. Bietjie later. En wys ons julle wat doen ons vir die middagsessie. Nou ja, daar's hy. Middagsessie. Die weer het heeltemal gedraai van gister. Ek het 'n mikrofoon, ek's besig met 'n YouTube video en jy het nou sopas op hom ingekom. Kyk gou daar, kyk gou daar. Daar's Dirk. Hy's ons weegmeester en hy gaan nou die hoeter blaas vir 12 uur. Hoe lank? 2 minute. 2 minute. Okay, Dirk. Daar's hy. So Dirk is een van die weegbeamptes. Hulle het eintlik 'n baie goeie job gedoen. So, dis 'n absolute omdraai van gister se weer. Gister hierdie tyd het die wind gewaai, dit was bewolk, dit was koud, dit was mislik. Nou is dit doodstil, maar net so doodstil as wat die weer en die wind is, so doodstil is die vis. Jy sien nie 'n vis wat draai nie. Gewoonlik lewe hierdie water van die karp. Jy sien niks. So, wat is die strategie vir vanmiddag? Ok, kom ek vertel julle. Ek gaan nou begin. Ek gaan op 85 meter hengel en op 55. Ek het nog so 7 kirpers. As ek daai 7 kirpers mooi vol het en so 2 of 3 oor het wat ek weet is beter size, dan gaan ek met daai stok ook verder uitgaan. Ek dink is belangrik. Daar's hy. Maar ek gaan ook fyner gaan, kleiner gaan, ligter gaan. As ek nie nou met die nommer 2 is met die 2-1 hoeklyn, as ek nie nou daarmee sukses kry nie, dan gaan ek kleiner en fyner gaan. Is dit die 75? Ek het hom mooi raak gegooi. En hy's op die linkerkant. Ok, daar's hy, dis die regte ene. Goed. Ons gooi hier ene op 'n 85. Ek sit hom net onder die water vir nou, want die lyn lê so bo op die water. So as ek sy punt onder die water het, dan trek hy mooi deur. Trek hy onder toe. Nee, daar is nou probleem, jy kan gooi daar. Daai is heeltemal reg. O, jy kan maar nog bietjie voer daar. Daai is my regterkantste stok. Okay, belangrik om die lyn onder die water in te kry. Hierdie is nou onder die water in. Dis ook maar hoekom ek die stok so bietjie laer sit, net vir die line management. Is net vir my beter. Wat ek ook nou anders gedoen het. Ek het hier op die lyn waar ek dink die kirpers behoort in te kom. Dalk ook 'n baber of 2. Het ek nou 'n slangworm met 'n floutie voorgegooi. Net om te kyk of daai vleisrigheidjie nie bietjie van 'n verskil maak nie. Martin, jy moet nie aan die ander kant van die dam hengel nie. Nou, ek het natuurlik die opsie om ek het my 13 voet superlight
ook hier, as ek hom moet gooi. Maar vir my, ek dink is belangriker om nader meer akkuraat te hengel op die kolletjie, eerder as om hom daar in no man's land te gooi. Het is nie asof die dam dieper word nie. Binnekant toe is hy nie dieper nie, is dieselfde diepte regdeur. So, hoekom sal die vis nou noodwendig daar binnekant eet? So, ek dink net op 'n gemaklike afstand van hier af, op die 85 meter en op die 55, Annetjies op 75 en nog omtrent 60. Wat is jou naderstok? 55. So ons is 2 op 55 en 1 op 75, 1 op 85. En hier is die eerste byt. Daar is hy. Op 85. So ek het baie vis gevang die eerste, of heel wat vis gevang die eerste sessie, op 'n skoon bytjies. Ons het die pitte ingewerk in die voer in. Maar ek het nou op hierdie ene, het ek nou 'n halwe feederpop met 'n floatie opgesit. Ag, amper dog ek is af. Ewe skielik. Gumtree floatie en 'n halwe gladiator feederpop. Hy is so Floro karamel raggestorie. Maar hy bloei so lekker. Ek hou van daai bleeding Floro gedeelte. En omdat dit 'n wafter is, alhoewel hy hookable is, tel hy nie die hoek so hoog op nie. So ek het saam met hom 'n klein soft float wat vir my so 'n bietjie meer neutral buoyancy gee. Hy sal nie die hoek oplig nie. 'n mooi karp. Jy moet mooi skep daar, Martin. Martin het 'n junior dametjie daar saam met hom op die swem. 'n bietjie coach. Kom net los as ek naby kom. Fight om die hele tyd op die drag. Kom ek bring julle so 'n bietjie nader. Bring julle so 'n bietjie in die shot in. Ons sê, kom ons kyk. Nicoletjie vis. Nou daarvan om 'n langer net te gebruik. Want jy nie nodig om die vis so hard te trek tot hier oor jou skouer nie. Kan hom net tot op die stok se punt bring. Tel jy hom net op. En dan is jy net daar om te skep. Nou loop my ander stok ook. Hardloop hom sommer uit die klip uit. Loop hy katrol. Kyk bietjie daar wat aangaan. Loop hy katrol. Net eers hier en nie. Net kry. Ideally sou ek nou eers hierdie donkie wou geskep het. Ek wou gaan daai lyn in. Dit gaan my trol inhak. Dis my swart merk. Sê. Nog 'n vis in.
Hierdie is op die 55, né? En so hengel ek iets anders, ek hengel nie 'n feeder nie. Ek hengel 'n gewone, soos 'n spring. Spring met so gewig gee of 'n plaatjie aan die een kant, net om seker te maak hy lê elke keer op dieselfde manier. Maar ons doet gewone, soos hy draad, Sputnik feeder tipe goed. En op vele wyse lyk hy. Ons kry met eers geland. Hierdie sê maar die slangworm by. Ek het hier so 'n slangworm opgesit saam met die floutie. O, het ek jou? Ja, ek ken jou soort hoor. OK, want ek kom verloor. Ek het daar onder Annetjie se lyne ingegaan. Ek het nooit geweet ek het jou gehaak nie en jy het niks gesê nie. As ek geweet het die oomblik toe hy begin wys, as ek geweet het ek is by jou, dan het ek al lank so intoe gekom sonder dat dit nodig was om hom te haal. OK, so daai was nou 'n mooi groot vis wat nie net is nie, is onaanvaarbaar. Ons moet fokus op sulke goedjies. So, is nou 'n foutjie aan my kant. Ek het nie regtig gekyk waar daai ding heen gaan nie. Ek het wat perre by binne. Krap gooi. Nie op die kol nie, nie op die haak nie. Hy moet net 'n paar minute lê. Wys gou hierso. Hy was nou 'n stupid gooi. OK, so lyk hy. Dood eenvoudig so draad, cage met 'n plaatjie. Wurmpie, floutie. Jy hom nou nader gebring. Ek is besig om eers te soek. O, is hy nog? OK, ek doe het gewoon. Maak het 'n bol. Plek oor. $55 meter. O, gees, nou het ek hom nie weer ingehaal. O nee, ek het. Ek was te slim genoeg, terwyl ek hom gespeel het. Nou, die swart merkie is besig om 'n bietjie af te gaan. Net weer 'n bietjie inkleer. Stok het ek nog net gegooi. OK. Vinnige kurpertjie. Net skaars 'n minuut gelê. As ek die slangworm op die wurmnaald ryg, dan breek ek hom sommer klaar in so 2 of 3 stukkies. Sit hom in die water, hou hom in die water. Dan gaan er nog 'n stukkie oor. Dit kom net oor. Dit is baie maklik. Dan kan ek weer 'n wurm ryg. En hom klaar gereed hê. Ons probeer 'n binspuisoukie. Perre by. Nou sê, Ek loop hy katrol van Annetjie. Daar gaat hy. OK. Gewoon 'n bol. Daar kom nou op die haak uitgehardloop.
Dan gaan die ander een. Jouself gevang. Okay, 14 karpers in totaal. Ek moet hierdie ene uittrek en omhoor gooi. Jy het nog spasie hierdie kant toe hoor, jy kan maar bietjie weier uit mekaar uitgooi. Regtig baie spasie hierdie kant. Over gladiator, feederpop. Kom tref floutie. En nou weer terug gaan skoon pitte toe ook. Dit ook weggooi. Hier voor die swem is dit letterlik 2 meter diep. Jy kan die stok se punt tot deur onderdruk. Trek hy vinnig deur. As 'n byt. Byt. Zo kyk. Karperbyt. Pragtig mes. Pragtig mes. Ek kom nie hard genoeg geslaan nie. Ek wil nie sê julle was in die pad met die kamera nie, maar ek nou verskoning moet gebruik, dan sal dit nou dit wees. Okay, gaan 'n bietjie pit voor, gaan nou nie 'n floutie nie. Kan daarvan dat hy net so op die bol hê. Okay. Ja, vir die wat nou eers inskakel. Ons is by die Nyl, ons hengel 'n Promania oorhengel uit die hart van die saak. Ek hengel net 'n sagter stok, feeder tipe stok. Jou nadeel is dat jy nie regtig die afstande kan hengel nie, maar as jy voordeel is, jy sien die buite beter. Karpe maak nie saak. Die karpe tel hy op en hy hardloop, maar die karpers veral help dit 'n bietjie en 'n bietjie 'n sagter hoek set. Hengel in elk geval oorhengel reels, so daar's geen rigging, iets op die haar of 'n cage nie, is net 'n gewone plat feedertjie of 'n maar soos 'n springkie. Maar wanneer jy muddies hengel en wanneer jy karpers hengel, help die sagter tipe stok dat jy die byt beter sien. En ook jy kan 'n kleiner hoekie hengel met 'n sagter hoekset. Trek hom nie so hard af nie. Kan nog steeds hard trek, te hard trek met enige stok. Nou, hierdie dam so lê, so sag, stil, dood. Bitter min vis wat beweeg. Ek dink die akkuraatheid is nou al hoe meer belangrik. Seker maak jy hengel op die kolletjie, pinpoint, veral op 'n nader tipe lyn. As jy byt. Lyk nou 'n beter gehalte byt. Skud hy sy kop. Daai was nou 'n tipiese karperbyt, maar nou voel dit soos 'n kap. Sien ek het nou in plaas van die floutie, het ek die pit voorgesit voor die wurm. Slangwurm met 'n bytjie voor. En Hanser voer van Truefeed en 'n hele blikkie mieliepitte in die voer gesit, sodat daar die hele tyd pitte in is. Daar gaan loop Annetjie se katrol, kyk al. Ek loop op in die hak. Mooi, ek sê hom uit. Sy is heel cool. Paniek nie, niks nie. Hy hardloop om teen die hak, sit net haar vinger op, klip hom uit. Daar is hy, dan gaat hy.
Daar sê aan, kyk aan. Sit rustig daar in visvang. Yes, hierdie het soos 'n kurper gebyt. Hierdie wat ek nou aan het. Ja, net vat hom net so tap, tap, tap. Ek sê nogal vir ons kykers. Tipiese kurper by, daar sê nou. Gee hom kans, vat hom so 'n bietjie onder toe. Yes, maar toe ek hom vaslaan. So as dit 'n kurper is dit 'n absolute donkie van 'n kurper. Maar ek dink is 'n karp. Ek gaan hierdie nog. Ja, loop ek terug. Kyk aan. Okay, nou is dit interessant. Nou is dit interessant. Dan moet ek hierin geland kry. Ja. Ek skep net maar nog net nie wegdrif is nie. Dan kan ek net hierin tension. Nog net styf hou. Ek het my patrol nou 'n bietjie losgedraai. Op die voorkant, buiteranner is nou af. Nou staan ek net by hom en ek hou hom net getension. Net laat hy nie slek nie. Tot die ander ene hier voor is. En dan speel ek 2 visse op 1 slag. Ja, dan het jy ook 'n vis. 3 visse. 3 visse aan. Seker hierdie nou ook 'n bietjie losmaak as hy wegvlieg. Dan nie betrap word met my broek op my knie nie. Mooi karp. In die net, well done, Lovey. Baie mooi. So ek hou hier in 'n styf, hy swem so 'n bietjie na regterkant toe. Kom my visse nou lekker aan die gang is. Maar daarvan as hulle so stadig swem, beteken gewoonlik is 'n mooi vis. Sien hy punt daar op die ander stok beweeg nog, so is daar nog vis aan. 'n Mooi karp hierdie. Mooi karp. Ja. Dit is 'n baie mooi karp. Hulle wil nie opkom, is 2 meter diep hier so. Wat is so? Ja. Ag, nou word hy aan 'n lyn slap. Nou nie daarvan nie. Toe maar dan gaan hy weer. Hy vis swem nog. Ja, wat is die karp? My net te klein. Is 'n bes. Is 'n absolute donkie. Dankie Louise, vir hierdie mooi vis. Hierdie vis. Kyk hierdie vis. Dankie. Yes. Dis nou 'n bus. Ek sal hom eers in 'n
karpsak moet kry voordat ek die ander stok vat. Kyk gou hierso. Ja. Kyk hierso. Hoe lyk hierdie ding? Okay, moet kyk of hy vis nog aan is. Eintlik moet ek daai stok eers gooi weer maar. Bang hy vis kom af. Ja, hy's nog aan. En daar's Annetjie ook weer aan. Hey. Beklei, hè? Ja, as daai 'n kurper is dit 'n bus van 'n kurper. Is wragtige kurper. Ja, sien. Ja, 'n bietjie hikkel daar om die ander lyne deur. In mekaar. Gelukkig nie 'n baie groot karp nie. Maar sy het die hele wêreld vol geswem. So 2 kilo karp. En nie nodig om in 'n net sak te gaan nie. So net in die skip net. Okay, ons hy. Ek gou gooi Annetjie. Tik op die hak. Spookbol. Een spookbol, volgende ene in. Okay, ek gaan ook gou 'n spookbol of 2 gooi, net want ek het nou lank uit die water uit. Gou lyn voer in kry. En dan as ek nou terug met julle. Ek spaar so 'n bietjie tyd. Ek dink nou dieselfde gaan nou maar aangaan. So geniet dit, sien julle 'n bietjie later. Okay, so gou hierdie storie styf. Nou hierdie ene styf. Wil nie daai ene moet te naby kom terwyl ek hierdie ene land nie, maar ek wil net nie hierdie lyn moet slap word nie. Ek wil hom nie te hard beklei nie, ek moet nou maar 'n bietjie chill daar binne. Dit is veiliger daar binne as hier naby. Hierdie ene is heel regs. Tinus, ek is daar iewers ter voor jou hoor. En swem nou baie gevaarlik naby hier aan die kant toe. Jy sê, Tinus, wil jy nie so bietjie net daar met jou net op die water slaan nie asseblief? Soos en hy is amper daar by jou in jou. Maak net so bietjie lawaai daar. Slaan net op die water, ja, voor jou. Slaan die water. Slaan die water. Nog, daar draai hy, daar gaan hy, nog. Het hy? Oh no. Jo. As hy net verby hierdie grasse kan kom. Yes, ek is jammer, Tinus. Wie sê net ek ry nou sinne? Fiona. Oh no. Yes, nou waar het daai ding gaan draai? Okay, maar iets hou nou vas. Maak is daai katrolle van jou mooi los. Iets hak nou. Kan jy hom net gou uithak? Oh, daar is my vis ook los.
Yes, daai was nou 'n groot vis. Flip it. Sorry julle. Okay. Ons hoop hierdie ene kom uit. Hy het hom ingevat daar in daai lyne van hulle in hierdie gras en toe gaan sit hy in die grasse vas. Yes, hy was 'n groot vis. As hy katrol loop, mooi. Nou ja, hy was nou 'n storie en 'n half. Hy het daai lyne van hulle opgetel en toe hy nou in daai inhak ingaan toe trek hy nou nader. As hy net vroeër daai inhak uitgehaak het, dan kon hy dalk neergekom het. Maar hy is toch daai visse wat so gaan vassit. Dit voel asof hy net so sit. Ek praat met julle albei. Praat met die kykers en antwoord Annetjie en praat ek met Annetjie en antwoord die kykers. Lekker. Lekker man, lekker. Kyk gou daar van Annetjie visse. Okay, wel ek gaan nou weer vir julle kobai sê. Net gou klaar kyk hoe vang Annetjie 'n vis daar. Kom afsit tot en met die inweeg, want hy was nou 'n bietjie chaos. Dankie dat julle gedeel het in daai chaos. Ja, daai was 'n mooi groot vis van my. Partykeer voel jy of jy wil huil. So iets gebeur. Okay, dis inweeg. Gaan nou ons visse so intoe vat en dan weeg ons en dan vertel ek julle wat het gebeur. Dis hierdie weeg se vis. Al net die karpe, gaan nou die karpers uithaal. Ons die karpe. Gaan net gou 'n foto neem voordat hulle hier kom met die weeg. Rarig. Maar dis hoekom mense dit oor 'n kruidel doen. .48. Ek het gedink omtrent 6, ja. Nee, ek klaar geneem. Ja, jy kan maar laat gaan. Kan maar laat gaan. .59 kilogram. Kyk hierdie bloue. Agterus 19.72. Sê gou vir ons die werk wat jy doen hier so as beampte. Ja, Harde werk. baie harde werk. Moeg na die derde dag, maar ons doen dit. Jy het gisterand tot laat, tot 11 uur in die aand geweeg. Ja, tot so 11:30. Dit is klaar gemaak. Maar well done. Sonder julle as beamptes kan ons nie hengel nie. Dankie. Baie dankie vir julle. Dankie. Dankie JP. Julle doen goeie werk hoor. Dankie. Okay, daar sê dis die storie. Ek weet nie of ek genoeg het nie om die sone te wen nie, maar ons sal nou sien, 'n bietjie uitwerk. Baie dankie dat julle gekyk het. Recap vir vandag. Te veel vis verloor.
bietjie aandag. Daai groot vis wat daarna regs toe geswem het, as ek hom bietjie harder beklei het en nie die ander ene probeer het terselfdertyd gedoen het nie, kon ek hom dalk op 'n beter angle ingekry het en hy sou nie die ouens se lyne opgetel het nie. Want hulle nie in die grasse ingetrek nie. So dis 'n leerpunt. Belangrikste, die vis wat aan die lyn is. Hom moet jy eerste land. Vergeet van die res. Maar nou ja, baie dankie. Dankie dat julle gekyk het. Dit is die Nyl. Ja, hier is dit. Baie dankie vir anglers, Gijspitser, ons wiele, seker te maak ons kom by die water. En daar is ons die res van die. Kyk hoe vol is hierdie Nyl. Kyk hoe vol is dit. Kyk tot waar is ons. Maar nou ja, dit was lekker. Hard gewerk vandag. Lekker gehengel. Bietjie weer van my papgooi stand af. Alhoewel ek met 4 stokke gehengel het, was dit onder papgooi reëls. So is maar vir alle praktiese doeleindes oorhengel. Nou, ons sal oor so 'n paar weke is ons terug hier, dan het ons 'n behoorlike feeder kompetisie weer. En dan sal ons bietjie kyk wat doen ons met die feeder. Sal julle dalk weer inlig en saamsleep. Tot dan toe. Totsiens, lekker dag, signing out van die Nyl.